Welkom by ons 10 dae van gebed van 2026 met ons tema ontketen. Staan vir Christus en volg hom ten volle. Ons moet vrymoedigheid kry wat uit die Heilige Gees sal vloei om die werk voort te sit. Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons bid dat die Gees ons mag lei en ons meer vrymoedig mag maak om u werk aan ander te kan uitdra, om vir ander om te gee en ander te kan dien, sodat hulle gered kan wees wanneer u kom op die wolke. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Baie mense dink vrymoedigheid beteken om nooit bang te wees nie. Maar die Bybel wys vir ons heeltemal iets anders. Vrymoedigheid kom nie uit selfvertroue nie, maar dit kom uit die Heilige Gees. So dit is 'n gawe van die Heilige Gees. Die lewe van Petrus is 'n kragtige voorbeeld hiervan. Waarom was Petrus so vreesloos? As ons kyk in Handelinge 4 vers 8, dan sê dit vir ons, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle. Sy woorde was nie net slim of goed beplan nie. Dit was deur God se Gees aan hom gegee. Want Petrus was op hierdie stadium vol van die Gees van God. Ware vrymoedigheid kom wanneer die Gees beheer neem van ons. En wanneer ons nie meer op ons eie vertrou nie, maar dat ons op die Gees vertrou. Petrus was saam met Jesus gewees. In vers 13 van Handelinge 4 lees ons, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Met ander woorde, geliefde vriende, ons moet seker maak dat ons ook saam met Christus wandel. Dat ons die vrymoedigheid kan hê, deur die wandel wat ons met Christus kry, om onverskrokke te wees en die boodskap aan ander te kan bring en praat wanneer ons moet praat en die boodskap moet bring wanneer ons dit moet bring. Tyd saam met Jesus verander mense. Dit gee nie net kennis nie, maar dit gee ook moed. Die Petrus wat Jesus verloon het, was selfverseker, trots en onafhanklik. Maar die Petrus in Handelinge 4 was nederig, bewus van sy eie swakhede en vol van die Heilige Gees. Bekering het sy karakter verander. Die Gees het sy vrees vervang met oortuiging. Dit wys vir ons, God gebruik nie volmaakte mense nie. Hy gebruik mense wat 'n oorgawe maak aan die Gees, sodat die Gees ons kan gebruik. Ons sien in Handelinge 4 vers 24 tot 31 dinge waarvoor die gelowiges gebid het. En nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Deurdat u u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Let op wat hulle nie gebid het nie, né? Hulle het nie vir veiligheid gevra nie. Hulle het nie gevra om hulle uit hierdie omstandighede uit te vat nie. Hulle het nie gevra dat die vervolging moet ophou nie. En hulle het nie gevra dat hulle vyande net moet verdwyn nie. Waarvoor het hulle gebid? Hulle het gebid vir vrymoedigheid. Dat God hulle sal help om sy woord te kan spreek, die regte woord op die regte tyd. Dat hy sy krag deur hulle sal openbaar. Dit is waarvoor hulle gebid het. En God se antwoord op hierdie gebed, ons sien, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Met ander woorde, wanneer ons oorgee aan die Gees van God, dan kom hy ons tegemoet en hy maak ons vrymoedig en hy gee vir ons die woorde, omdat ons saam met hom wandel, dat die Gees deur ons kan praat. Maar wat hou my terug
om dalk die vrymoedigheid te hê. Dit kan baie dinge inneem. Party mense is introverte en hulle wil nie met ander praat nie. Maar baie keer dink ons, maar wat gaan mense van my dink as ek nou weer, soos wat hulle sal sê, met die Bybel onder die hand loop, of wanneer ek die evangelie in hulle probeer. Wat gaan mense dink? Wat daarvan as ek verwerp word? Ek sal dit nie kan hanteer nie, as dit deur in my gesig toegeslaan word. As mense vir my sê, ek wil nie daaroor praat nie. Wat as ek die verkeerde ding gaan sê, en of hulle my iets gaan vra en ek nie reg kan antwoord nie? Maar dieselfde Gees wat Petrus vrymoedig gemaak het, is vandag nog beskikbaar om ons te lei, om vir ons die regte antwoord op die regte plek te gee. Al wat ons moet doen is, ons moet bereid wees dat die Gees ons kan gebruik. Ons moet daai vrymoedigheid hê, dat die Gees deur ons sal werk. Vrees staan soms in die pad om die goeie nuus van Jesus met ander te deel, soos ons familie, soos ons vriende, soos ons klasmaats, die bure, die mense saam met wie ons werk, en selfs vreemdelinge. Maar ek nooi uit om saam met my te bid vir vrymoedigheid deur die Heilige Gees, om Jesus enige plek, enige tyd, teen enige koste, met ander te kan deel. Dat die Heilige Gees elkeen sal help om die woord met liefde en vrymoedigheid te spreek. Dat vrees nie langer ons getuienis sal stilmaak nie, en dat ons harte vol sal wees van God se liefde vir ander mense. Kom ons bid saam. Vader, ons wil bid dat ons deur U Gees gevul wil word. Vul ons met die Gees. En gee vir ons ook daardie vrymoedigheid, dat ons op U sal vertrou, dat U die regte woorde in ons mond sal lê. Dat ons nie sleg sal voel, as mense dalk negatief teenoor ons optree nie, maar dat ons altyd die liefde van Christus met ander wil deel, omdat ons vir hulle lief is, en omdat ons vertrou op die Heilige Gees. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Goeiedag vriende, sien julle môre, selfde tyd, selfde plek.